captives free, make the broken whole. God is awesome, and He's so awesome. God is awesome, He's so awesome. God is awesome, He's so awesome. God is awesome in this place. We worship
want to see you, Jesus. Oh, in your fullness, in your majesty. We sing Hosanna to you. To you, Lord. I see the King of glory coming on the clouds with fire. The whole earth shakes.
worship your name. You are the King of Kings, Jesus. You are all that I need in this life. You are all I've ever wanted. You are all, Jesus. Let me draw close to you, and you draw close to me. Oh, we worship your name. Hosanna in the highest. Draw me close to you. Never let me go. And lay it all down again. To hear you say that I'm your friend. You are my desire. Yes, you are. No one else will do. 'Cause nothing else can take your place. To feel the warmth of your
U. You're all I want. Draw me close to you, Jesus. Draw me close to you, Lord. Yes. Here, ons wil net nader aan U beweeg. Nader, nader, nader. Draw me close. You're all I needed. You're all I ever want. You're all I need. Needed, Lord. Here is dit niks anders nodig nie. Halleluja. Here, ons het gesing 'n gebed waarin ons gevra het dat ons harte moet breek oor die goed waaroor U hart breek. Here, ek kan dit net doen as ek so diep en naby in U in 'n verhouding is. En dit, Here, is al wat ons vra. Ons wil net nader en nader en nader en nader aan U beweeg, Here. Here, ek wil so naby wees dat U gedagtes my gedagtes is. Dat U woorde my woorde word. Here, dat U optredes, U aksies my aksies word. Dat alles wat ek doen net 'n weerspieëling van U sal wees. Here, ek wil daardie koneksie wees tussen hemel en aarde. Daardie vertikale koneksie om hemel en aarde aan mekaar te verbind sodat ons U koninkryk op die horisontale vlak kan vestig. Hierdie lied, Here, sê vir my God trek my so naby aan U, dat elke persoon wat met my in kennis maak, wat met my in aanraking kom, ook met U in aanraking sal kom, Here. Here, maak elke een van ons die voetspoor van God op hierdie aarde. Maak elke een van ons die stem van God op hierdie aarde. Here, maak elkeen van ons die aanraking van God op hierdie aarde. Ons aarde is in 'n toestand, my God. Ons land is in 'n toestand, die wêreld is in 'n toestand, maar ons kan dit verander, Here, hoe nader en nader ons, U kinders, aan U beweeg. You're all I want. You're all I've ever needed. Here, trek my net nader. Kan ons net weer daardie gedeelte sing, You're all I want? Yes. Sê dit net vir die Here, daar waar jy staan. Yes, Here. Here, hierdie gebed
is nie net vir my sodat ek kan weet U is hier nie, maar sodat mense rondom ons, waar ons ook al kan beweeg, sal besef die teenwoordigheid van die Erekoning is besig om in hulle midde te beweeg. Soos wat Petrus se skaduwee mense genees het, Here, bid ons dat daardie wonders weer sal gebeur, omdat ons so naby aan U leef. Ek glo, God, you can do it again. U het dit gedoen, Here. It can happen again. You're all I want. You're all I need. Amen. Amen. Kom ons neem ons sitplekke. Pastoor Johan, baie dankie. Baie dankie, sorry Alma. It's funny, by die Sondagskool partytjie is daar 'n lang tafel. En op die een kant is daar 'n bak appels en op die ander kant 'n bak koekies. En Jannie kom by die appels, hy sien hier's 'n teken wat sê, vat net een, onthou die Here kyk. En toe hy by die koekies kom, toe is daar geen papier nie. En hy hardloop, hy gryp papier en hy skryf op, vat soveel jy wil, die Here is by die appels. So, die onskuld van 'n kind. Vrydag aand, my dogter en kleinkinders is bietjie daar by ons vir die naweek, en my vrou vertel Vrydag aand vir hulle die storie van Daniel en die leeukuil. Nou die dogtertjie is nou al bietjie ouer, so sy ken die storie, maar die laaitjie is 3,5. En toe hy nou gisteroggend wakker word, terwyl hy koffie maak, toe vlieg hy uit sy bed uit, en hy hardloop na my toe, en hy sê, oupa, ek het gedroom van Jona en die leeu's. So, dit was my so cute geweest. In elk geval, kom ons praat bietjie oor bid vir my gebedslewe, of bid vir jou gebedslewe. Daar is so ruk terug 'n opname gemaak onder jong mense tussen die ouderdom van 20 en 30 oor hulle gebedslewe. Hulle moes hulle self rate op 'n skaal van 0 tot 10. As jy glad nie bid nie, moet jy jouself 0 gee, 1, 2 en so aan. En as jy op die vlak van Jesus se gebedslewe was, kon jy vir jou 'n 10 gee. En voordat ek sê wat daai gemiddeld was, wil ek vir jou vra, wat sou jy antwoord as jy vir jou 'n gemiddeld moes gee van jou gebedslewe? Wel, daai gemiddeld was 4,8 gewees. En ek dink gebed is een van 'n Christen se aksies waar hy die meeste voel dat hy faal, waar ons dink dat ons misluk het. Ons weet dit is baie belangrik om te bid, maar weet jy, soms is ons so besig en so haastig, dat ons nie eens vir die Here ordentlik goeiemôre sê in die oggend nie. Jy is so haastig en jy hardloop so, dat jy in die loop die hamburger haap, en jy sê nie eens dankie nie. Jy vra nie eens die seën daaroor nie. Miskien is daar die binne in jou vra, maar jy wil dit nie met ander mense deel nie, want jy is bang jy gaan sleg lyk. Dalk vra jy, hoekom moet ek bid? God weet dan alles. Of hoekom moet ek bid? God het in elk geval my pad vir my uitgekap, uitgelê, hy weet waar ek in die toekoms gaan eindig. Of hoekom moet ek bid? Ek kry in elk geval nie resultate nie. Ek word nie beantwoord nie. En wanneer ek en jy onsself punte gee, en ons rate ons self, dan kyk ons na die volgende kriteria. Hoe dikwels bid ons? Bid ek genoeg? Bid ek lank genoeg? Of, hoe klink dit wanneer ek bid? My woorde nie mooi nie, kom dit nie mooi by die Here uit nie? Want as ek na sendelinge luister, of ek kom by 'n bidgroep,
wow, yes, hierdie mense kan bid en dan voel ek skaam want ek kan nie soos hulle bid nie. Of kyk ek na die resultaat wat ek kry. Ek lees in die woord hoe baie die disippels gebid het en dan het hulle geeste uitgedryf. Mense soos ek en jy. Maar ek vra vir ietsie kleins en niks gebeur nie. Dan vra ek, hoekom Here, kan ek nie net 'n eenvoudige gebedjie bid en alles waarvoor ek vra word vir my gegee nie. So ons kyk na tyd, na tegniek en na effek, die effek van ons gebed. Hoeveel keer het jy al iemand gevra om te bid en dan kry jy die antwoord, ek bid nie tussen mense nie, of ek wil nie hardop bid nie, ek hou nie daarvan nie. Hoekom wil mense nie bid nie? Watter kriteria gebruik hulle? En ek voel nou soos 'n hipokrit, want toe ek myself hierdie punte gegee het, het ek net oor 'n 3 gekom. Ek het nie eens 'n 4.8 gehaal nie. So ek sê nie dat enige een hier nie 'n goeie bidder is nie. Ek kyk na myself, want ek het gedink, ek bid nie goed lank genoeg nie en ek gebruik nie die regte tegniek om te bid nie. Wat ek vanoggend wil bereik na hierdie preek, as jy teen die einde van die week kom, as jy soos ek sê 'n 3.2 was, wil ek graag 'n 3.5 wees. Of as jy 'n 4 was, miskien 'n 5. Dit is wat ons hiermee wil bereik. Ek wil hê ons moet ons gebedstyd vat van 'n plig na iets wat jy geniet, sodat dit lekker vir jou gaan wees om met die Here te praat en jy dit nie doen uit dwang nie. Kom ons kyk na tyd. Hoe vermeerder ek die tyd wat ek bid? Ek wil 'n voorstel maak. Gebruik pyn en plesier as 'n trigger in jou gebedslewe. Want die lewe is vol pyn en plesier. Daagliks gaan ek en jy deur pyn en plesier, miskien in 'n minder mate, ander dae weer in 'n meerdere mate. Maar dit kom oor ons pad, want ons leef in hierdie wêreld. Laat dit jou herinner, wanneer daar pyn of plesier oor jou pad kom, om met God te connect. As jy op Tafelberg staan, en jy kyk oor die see, sê vir die Here dankie, vir daai oomblik wat hy jou gee. As jy op die strand staan, en die sonsondergang sien, sê vir hom dankie dat jy dit kan beleef. Vertel hom hoe groot God is hy. Gebruik daai plesier om met hom te connect. Jy maak dalk jou swembad skoon en jou kinders spring links en regs van jou in en hulle lag en hulle speel. Sê vir die Here dankie dat jy hulle kan sien speel en dat hulle nie op daai oomblik mekaar se hare uittrek nie, maar dat hulle gelukkig is. As jy wakker word in die oggend, sê jy good morning Lord, of oh Lord, it is morning. Dit is 'n groot verskil. Ek het pastoor Leonard Stone een keer gehoor dit sê en dit het my nogal getref, want daar is 'n groot verskil in dit. Wanneer jy wakker word in die oggend, sê dankie vir jou huis, dankie vir jou bed, dankie vir die pragtige vrou wat langs jou lê. Sê vir hom dankie dat jy 'n werk het. Laat dit 'n trigger wees om te bid. Ook pyn. Pyn kan 'n trigger wees om te bid. Wanneer jy siek is, bid. Wanneer jy iets ontstellend op die nuus sien, bid. Wanneer jy onregverdig behandel word by die werk, bid. Laat pyn en plesier 'n trigger vir jou gebedslewe wees. Dit sal jou tyd verdubbel. Wat van tegniek? Hoe bid ek? Vra die Here om jou te help. Want jy weet, ons het groot geword, ek het groot geword. Gebed moet nice wees. Jy moet nice woorde gebruik. In die begin van die gebed, in die middel van die gebed, aan die einde, jy moet nice voel as jy klaar is. Maar God wil hê gebed moet eerlik wees. En as ons mooi daaraan dink,
Partykeer is 'n eerlike gebed nie nice nie. Ek het nog altyd die verkeerde indruk gehad. Mars en fudge is nice. Esther het net nou vir Elma 'n lekker stuk fudge gegee. Dit is nice. Gebed moet eerlik wees. En soos ek sê, soms is 'n eerlike gebed nie nice nie. Daar is 'n gebed in die Bybel wat baie eerlik is. En toe ek dit die eerste keer lees, dink ek, Here, hoe kan dit in die woord staan? Is dit die God wat ek kan bid? En toe ek mooi gaan lees in die konteks, toe kom ek agter is 'n gebed. Psalm 137 vers 7 tot 9. Hier bid die psalmdigter. Hy sê: Onthou die Edomiete, Here, die dag toe Jerusalem ingeneem is. Hoe hulle aangehou het met sê: breek af. Die stad tot op sy fondamente. Dat jy verwoes sal word, Babel, is seker. Gelukkig is die man wat die babietjies gryp en teen 'n klip vermorsel. En ek het bietjie gaan kyk in die Bybel en praktyk. Maar toe ek vanoggend pastoor Elma se Bybel hier vat en ek kyk wat hy sê dit vir my baie mooier en ek wil dit graag vir julle lees. Wanneer die digter die Here vra om die Babiloniërs, die Edomiete, met teengeweld terug te betaal vir wat hulle aan God se volk gedoen het, bedoel hy daarmee dat geregtigheid moet geskied. So hierdie is 'n gebed. Dis nie 'n instruksie nie. Dis 'n gebed, 'n eerlike gebed van iemand wat rou is en baie hartseer is. Ek wil net nou wil jy jou Bybel gebruik dan. Het ek kom daarvoor. Dit is 'n gebed van iemand wat hartseer is. Hy vra dat die Here iets aan hierdie mense moet doen. En moet nou nie omdat dit in die Bybel is, in die verkeer wanneer die taxi hier verbygaan en voor jou indruk, bid dat daar vuur uit die hemel kom en hom verteer nie. Dit is nie wat hy hier sê nie. Hoekom is dit in die Bybel? Dit sê vir ons, God waardeer eerlikheid. Het jy al ooit gedink om jou hartseer, jou kwaad, jou ongelukkigheid na God toe te vat? Nee, want ek het gedink, gebed moet nice wees. Wat jy hê jou familie en jou vriende moet na jou toe kom en nice dinge oor jou sê, of moet hulle liewer eerlik wees en eerlike dinge vir jou sê? Ek dink dit is een van die redes waarom Jesus so gefrustreerd geraak het met die Fariseërs, want hulle het hierdie lang, nice gebede gebid, en God het hulle hart gesien, en hy het gesê, dit is fake. Matteus 6, vers 5 tot 8. Verder, as julle bid, moet julle nie soos die skynheiliges wees nie. Hulle hou daarvan om in die sinagoges en op straathoeke te staan en bid, sodat die mense hulle kan sien. Dit verseker ek julle, hulle het hulle beloning klaar weg. Nee, as jy bid, gaan na jou kamer toe, maak die deur toe en bid jou Vader wat jy nie kan sien nie. Jou Vader wat sien wat verborge is, hy sal jou beloon. Wanneer jy bid, moet jy nie soos die heidene 'n stortvloed van woorde gebruik nie. Hulle verbeel, hulle gebede sal verhoor word omdat hulle baie woorde gebruik. Moet dan nie soos hulle maak nie, want die Vader weet wat jy nodig het, nog voordat jy hom vra. Onthou, God kyk diep in die hart. Sê vir die Here, Here, ek is nou so kwaad, ek kan nie eens bid nie. Here, ek stem nie saam met dit wat U nou toegelaat het om te gebeur nie. Praat met die Here daaroor. Hy wag vir jou
om na jou toe te kom. Moses het so gebid. Profete het so gebid. Psalmdigters het so gebid. Dink daaraan wanneer jy opset is, haal jy dit uit op jou vrou, op jou kinders, op jou hond. Of vat jy dit na God toe? Het jy al ooit daaraan gedink om jou probleme na God toe te vat? God kan iets aan jou probleem doen, want hy is God. Hy wag dat jy na hom toe kom, sodat hy met die genesing kan begin. Filippense 4 vers 6. Don't worry about anything. Instead, pray about everything. Everything is everything. Ek lees in een van die dagstukkies van pastoor Elma, sê sy haar sleutel was weg. Toe bid sy daaroor. Dit is everything. God gee nie om waarvoor jy bid nie, solank jy na hom toe kom en hom vra. Daar is nie iets wat te groot of te klein is om voor te bid nie. Maar ons dink, ons moet net oor geestelike dinge bid. Ons moet vir die land bid. Ons moet vir die gemeente bid. Ons moet vir ons gesin bid. Of course, ons moet. Dit is goed om dit te doen. Maar everything beteken everything. In jou pleasure, in jou pyn, elke dag, bid. En dit hoef nie 'n lang gebed te wees. Dit kan een sinnetjie wees. Maar connect met die Here. Moenie net bid waarvoor jy wens nie. Bid vir alles in jou. Dit is eerlikheid. Kinders hardloop na hulle ouers toe met elke liewe versoek. Dit is wat God wil hê. Want jy as ouer is bly jou kind kom na jou toe en nie na iemand anders toe nie. God staan en wag dat jy na hom toe kom. Kom ons kyk na die effek. Ek bid nie baie nie, want ek sien nie enige resultaat nie. Ek dink, God hoor my nie. Elke enkele gebed het 'n effek. Maak nie saak hoe kort of hoe lank dit is nie. Partykeer nie die effek wat ek wil hê nie. Partykeer nie die effek wat ek wil sien nie, maar elke gebed het 'n effek. Ek dink as God alles weet, as hy alles kan doen, en hy het my lief, en niks gebeur nie, hoekom doen hy dit nie? Het ek net gedink hy het my lief? Nee. Ek verstaan die redenasie, maar onthou, God wil 'n vernoot wees met menslikheid. Hy wil my en jou vernoot wees. Met my selfsugtige Johan, arrogante Johan. God wil met my in 'n vennootskap staan. En as ek met hom in 'n vennootskap staan, dink net, dan staan ek in die vennootskap met 'n universe, 'n God wat hierdie universe geskep het. En dit gaan 'n effek hê op jou en my. Wanneer jy bid, bedank jy hom. Jy stoei met hom. Jy beklei met hom. Jy verskil van hom. En as jy dit doen, weet jy wat doen jy? Jy gee 'n tree nader aan God. En God beloof in Jakobus 4 vers 8, nader tot God en hy sal tot jou nader. So wanneer jy bid, neem jy 'n tree na God toe. En raai wat? Hy neem 'n tree na jou toe. Hy kom ook nader na jou toe. En as ons dit klik, sal gebed in blydskap verander. En sal ons nie kan wag om te bid nie. Partykeer is ons kwaad, want God het nie ons gebed beantwoord nie. Hy het nie vir my gegee wat ek wil hê nie, maar eerder wat ek nodig het. God laat jou deur die smeltkroes gaan om jou karakter te bou. Hy wil jou nader aan hom hê. Dit is wat jy nodig het, nie wat jy wil hê nie. Paulus skree dit uit vir God. Here, hier's 'n doring in my vlees. Neem dit weg. Die Here sê nee, ek het jou lief. Jy het dit nodig. My genade is vir jou genoeg. Weet jy dat Jesus het 'n onbeantwoorde gebed in die woord gehad? Kan jy dink wat sou gebeur het as God
sy gebed beantwoord het en die beker by hom laat verbygaan het. Hy vra 3 keer, Here, laat hierdie beker by my verbygaan. Maar God weet wat die beste is. En hy beantwoord nie Jesus se gebed nie. Ek kan nie verstaan dat daar 'n getroude paartjie is wat vir jare bid vir 'n kind van hulle eie en niks gebeur nie. Maar 2 tieners wat in 'n oomblik van waansin of onsin of wat jy dit wil noem, verkeerd handel, raak verwagtend. Hoekom laat God toe dat mense wat bid so graag 'n kind wil hê, nie 'n kind kry nie? Want ons is natural, maar God is supernatural. Hy sien in die toekoms. Ons sien die tragedie van 'n onbeantwoorde gebed. In steede daarvan laat ons die tragedie sien van 'n gebed wat nie gebid word nie. As jy die geleentheid mis om 'n tree nader aan God te gee, mis jy alles. Elke gebed het 'n effek op jou. Tyd, tegniek, effek. Aan die einde van die week, kyk of jy daai gemiddeld kan verhoog. Gebruik pyn en plesier as 'n trigger om te bid. Wees eerlik in jou gebed. En onthou, elke gebed het 'n effek op jou. En dit moet jou motiveer. Ons sien wat ons kan sien, tydelik. Die onsienlike is ewig. Is daar iets in jou lewe wat lyk of dit oor en verby is? God kan dit herstel. Hy is steeds in die herstelbesigheid. Kom na hom toe, gee dit vir hom in gebed. Connect met God, soveel as moontlik. En jou gebedslewe gaan 'n plesier wees. Amen. Kom ons bid. Here Jesus, baie, baie dankie dat U bereid was dat U gebed onbeantwoord gebly het, omdat U ons liefhet. U het geweet dat die effek wat God op U gebed het, is vir ewigheid bedoel. Dankie dat ons aan U voete kan sit. Help ons om elke oomblik te bid in pyn en plesier. Help ons om eerlik te wees. Dankie dat U ons Vader is. Ons loof en eer U. Seën elkeen hierdie week. In die naam van Jesus bid ek dit. Amen.